Vandag gaan so 'n bietjie anders wees as wat jy dan gewoond is. Maar ek hoop jy is saam met my opgewonde. Ek is super excited om hierdie met julle te deel. Dis iets wat al jare in my broei. Destyds toe die Here my regterkant boontoe gedop het en my blinkkant vorentoe. Toe het ek gaan soek. Ek het regtig hierdie soeke in my gehad. En ek het dit nog steeds, maar ek wil net meer verstaan oor. Ek het 'n paar vrae gehad, maar een van hulle was, hoe kon hy my vergewe? Hoe kan hy net sê ek sal nooit meer aan dit dink? Dit was vir my groot. En dan was dit, die ander vraag was, hoe kan ek sy woord vertrou? Hoe weet ek kan my volle vertroue in hierdie boek sit? Want een van ons grootste krisisse in die kerk, en ek kritiseer nie die kerk nie, ek sien net goed om my raak, en ek sê nie, dis hierdie kerk, daai kerk, in die liggaam van Christus, dat ek dit so stel. Een van die grootste krisisse wat ek sien, is dat ons nie 100% vertroue in die woord het. Ons sê gesê, maar as ek kyk nou, en ek sluit myself daarby in, as ek kyk hoe ons leef, dan is ons met een voet hierdie kant, een voet daai kant. En ek sê nou nie, ek gaan nou vandag jou help om dit heeltemal te change, maar daar's iets wat ek hoop ek vandag vir jou gaan oopmaak, wat jy net anders gaan laat kyk na die woord. Hierdie ding is nie toevallig nie. Dis nie, ja, mense het dit geskryf, maar ek dink as jy na vandag gaan jy dalk net, as daar net iets in jou gaan oopgaan wat sê, God het hierdie geïnspireer. Mense het dit dalk geskryf, maar God sit agter hierdie. Daar's 2 plekke wat ons hoofsaaklik by gaan stil staan, is Johannes 1 en Genesis 1. Genesis 1 vers 1. Maar jy kan eers weer teruggaan na Johannes 1 toe. Hy is daar op die bord, ek gaan hom vir ons lees. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So hy sê in die begin was die woord, in die begin was Jesus, en Jesus was by God, en Jesus was ook God. Maar sê Johannes hierdie somme net, omdat hy dink dis nou 'n nice stelling om te maak, of dat hy actually feite waarop hy staan. Bepaal hy hierdie ding op iets. In vers 2 sê hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan. Dis nie sonder Jesus het niks ontstaan. So ek wil net hierdie sê, as ek hierdie met jou deel, probeer ek nie slim het. Dis nie want ek het nie hierdie goed gaan uitfigure nie, van dit het die Here vir my gegee, en het ek nergens gesien nie, dis goed wat hy met my gedeel het, ander is vrylik beskikbaar. Maar ek wil vandag 'n bietjie Hebreëus leer. Ons gaan eintlik in die volgende paar Sondae, ek weet nie hoeveel nie, gaan ons bietjie net kyk na die interessantheid en die mooi van die Hebreëus. Die Ou Testament is in Hebreëus beskryf, klein gedeeltes, soos gedeeltjies van Daniël en van die kleiner profete in die Ou Testament, is daar stukkies Aramees. Want toe Israel weggevoer is na Assirië toe, die Syriërs het hoofsaaklik Aramees gepraat. Maar dit was baie naby in die Hebreëus, so die Hebreëus en die Aramees begin so 'n bietjie aan mekaar weef. So daar's klein gedeeltes van die Ou Testament se Aramees, en dan die hele Nuwe Testament se Grieks. Maar daar staan ook hier en daar Hebreëse woorde. Die bekendste dink ek is Amen. Amen is nie Grieks nie, dis Hebreëus. Immanuel is Hebreëus. En so is daar woordjies in die Nuwe Testament, maar die Nuwe Testament is hoofsaaklik in Grieks geskryf. Maar net so vir interessantheid, Grieks was in die tyd toe die Nuwe Testament geskryf is, was Grieks soos Engels vandag. Dis die rede hoekom die Nuwe Testament in Grieks geskryf was, want die Nuwe Testament is boodskap vir almal. En God wou, dis my nie vers daarvoor nie,
Want dit is my opinie dat God wou gehad het die evangelie met die evangelie vir almal wees. Soos wat Engels vandag is, was Grieks in daai tyd. Mense het, die Jode nog steeds Hebreëus, Aramees, hulle het so dialek gepraat. Maar Grieks was die algemene taal in die bekende wêreld daai tyd. En dis hoekom ek glo die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Daar's baie mense wat soos Stein sal sê, dit was oorspronklik in Hebreëus geskryf, is daaraan oorvertaal in Grieks. Zero bewyskrag. Jy kan gaan kyk. Daar is geen oorsprong, daar's nie manuskripte in Hebreëus wat ouer is as die Grieks van die Nuwe Testament. So dit is net so interessant, ek dink dat ons 'n bietjie agtergrond kry. So ek wil jou vandag ek gaan jou 'n bietjie deur Hebreëus nie praat nie, maar net 'n paar interessante goed van Hebreëus. So die eerste een, ons is Genesis 1 vers 1. Kom ons begin net eers daar, en dan voordat ek hom kan verduidelik, gaan ek julle. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Nou, die Engels is ook nog weer anders. In the beginning, the Lord created the heaven and the earth. Daar's nie eintlik vir ons iets wat wow is daar. Maar ja, ek dink ek gaan vandag vir iets wys. So, daar is die heel eerste letter in die Hebreëse alfabet. Alef. Hulle het nie A, B, C nie. Hulle het elke letter 'n naam. So nou die volgende een, elke letter het 'n naam. So daai een se naam is Alef. Dis nie die A nie, alhoewel, en hier is nou nog iets interessant van Hebreëus, is hy kan, die Alef is nie altyd A nie, partykeer is hy O, partykeer is hy E, hy neem die vorm of die klank aan van die volgende letter waar langs hy staan, so baie interessante letter. Jy sal net nou sien as ons na 'n sinnetjie toe gaan wat in Hebreëus geskryf is, hulle het seker tekentjies onderaan wat vir jou sê, hoe moet jy daai letter uitspreek. Nog 'n interessante ding, Hebreëus net nie vokale nie. Hulle het net konsonante. As ek maar reg gesê is. Die B, C, D is konsonante. Okay, ja. So die Hebreëus het net dit. Hulle het nie vokale. Hulle vokale word geïmpliseer. En dan ek sê hulle net nou die klein tekentjies wys wat hulle gee om dit om vir jou te wys jy moet daar 'n O of 'n E of 'n U klank maak. Right, dan het elke letter het 'n teken. So dis waar die Hebreëus begin het, is by die prentjies. Dit het later ge-evolve in 'n skrif, maar dit het begin by 'n teken. Nou vir my aangaan asseblief Jakob. En elke teken het 'n betekenis. So dis 'n verskriklike ryk taal. Ons het A, B, C, D en dis wat dit is. A beteken nie iets nie, hy het nie, daar's niks rondom A nie. B beteken niks nie, hy beteken nie eens iets as jy die goed begin met mekaar sit. Hierdie het alles, elke letter het 'n verskriklike betekenis. En as jy nou nog eenetjie aangaan, elke letter het ook 'n numeriese waarde. So hulle het nie getel in 1, 2, 3, 4 nie, hulle het getel A, B, daar. Elke letter het 'n numeriese waarde. So as hulle 'n numeriese waarde wou skryf, het hulle sekere letters van ons mekaar gesit en gesoek. Dis die waarde van ander. Dis vir my, die taal is vir my so ryk. So dis Alef. Dan gaan ons na die tweede een toe, is byt. Nou byt se tekentjie is actually die vloerplan van 'n tent, van 'n Joodse tent. En so daarom beteken hy huis. Nou net interessantheid. Ons, die oggendgemeente is Bethsaida, byt Saida, huis van vissers. As ons nou dink aan Bethel, byt El, huis van God, want El is, ons sal 'n bietjie volgende Sondag daarby stil staan. Maar so ja, byt beteken huis, of dit kan ook beteken familie, of binne-in iets, en sy numeriese waarde is 2. Volgende een is kamel. Dis actually 'n voet van 'n kameel. Of dit kan ook dan beteken 'n kameel. Dit kan ook beteken om te reis, of om ergens heen te gaan, en dan, ek weet nie hoe hulle dit uitgekom nie, maar dit beteken ook trots. En sy waarde is 3. So ons het Alef, byt, kamel, dalet. En jy kan sien dit stem eintlik glad nie ooreen met ons alfabet. So,
moet jy daai in probeer. Alhoewel hulle daal dit is amper soos ons D en dit is vir die 4de letter. So daai tekentjie is hoe hulle deur van 'n tent gelyk het. Hulle het hulle tent deur het hulle so opgerol. So dis wat daai ding probeer voorstel, is die ingang van die tent, en hy beteken dan ook 'n deurgang of 'n weg of 'n deur ergens heen. En dan, ek gaan jou nou nie met die hele alfabet lees van die laaste ding wat ek met jou wil deel is, een van my favorites, is hy. Jy gaan volgende week gaan jy sien hoekom laaf uit vir hy. Maar ja, hy is 'n 5de letter, is so 'n mannetjie wat so, hy beteken kyk of wow of dis regtig net daai wow, daai ek kan amper net glo dit sien. Dis wat dit voorstel. Net so vir interessantheid, 5 is ook die numeriese letter vir genade. Ek is versigtig om groot waardes aan sekere syfers te gee, want mens kan weghardloop dan. Mens sal volgende week sien hoekom hy is nogal vir my, hier is regtig nie teologie nie, ek wil net vir ietsie wys. Een van die goed hoekom ek dink 5 is die letter van genade. Die eerste keer wat die woord genade in die Ou Testament voorkom, as jy wil hierso toe gaan, is Genesis 6, en dis in vers 8. Hy lees so, hy sê, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Die heel eerste keer wat die woord genade in Hebreëus is die woord gen, wat die woord genade in die Bybel voorkom, maar is die 5de keer wat die naam van Noag voorkom. Ja, die eerste keer is in hoofstuk 5 vers 29, dan in vers 30, dan in vers 32 2 keer, en dan in hoofstuk 6 vers 8, die 5de keer dat Noag se naam kom, eerste keer wat genade voorkom. Dis net, ja, so hou daai in gedagte vir volgende week, hy het 'n voorstelling van genade. So daar's ons, dis die eerste 5 letters van die Hebreëse alfabet. Alef, by, Kamel, Dalet, hy. En dan so gaan hy af, as 22 letters, jy sal sien hier van 10 af jou, dan begin hy spring, dan se volgende letter se waarde is nie 11 nie, hy is dan 20, 30, 40, 50, en so van ons aan tot die onder, by Taaf, wat 400 is. Alright, dan die volgende een, die vlakkie. So daar is Genesis 1 vers 1. Barshif bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. 7 woorde. O ja, ekskuus, dankie, lief. Hebreëus lees ons van regs na links. Ek vergeet om dit net te noem. So Hebreëus is van regs na links, en hy begin in die regterkant met, so as ons nou hierdie woorde bymekaar gaan sit, in die Afrikaans dit ondergeskryf, en maak dit in die regte sin nie. Barashif, bara, Elohim, et hashamayim, ve et haaretz. So nou is die ortodokse Jode het nog altyd dis vir hulle struikelblok, hoekom begin die woord nie met God se letter? Alef, ek sal dit volgende Sondag bietjie vir julle wys, hoekom is Alef God se letter, en dit verteenwoordig God in elke opsig wat die motornam kan dink. Maar hoekom begin die Ou Testament nie met alles nie, maar met byt? En hier's iets wat ek regtig nie gaan op 'n YouTube video gesien het, die Here het my hierdie gewys. En ek wil dit ook vir jou sê, wat ek vandag met jou deel, is nie evangelie, dis nie doktrine nie. Ek wil jou help om iets te sien, wat vir my weggesteek is in vers 1, wat net vir my gesê het, this thing I can trust. Ek kan hierdie woord vertrou. So hy begin met die eerste 2 letters bar, byt en rosh, wat lees bar. Ons lees ook daai eerste woord barashif. Eintlik spreek hulle dit uit bagashif, dit klink soos 'n kuilie wat so 'n bietjie
brei. Nou, gaan vir my na die volgende. As jy vir my, jy kan so toe blaai, jy hoef nie, maar in Daniël 3 vers 25, die Afrikaanse vertaling, so het ons waar die 3 seuns in die vuur gegooi is. En op 'n stadium sien hulle 'n vierde saam met daai 3 manne in die vuur. En Nebukadneser sê hierdie. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel sonder dat daar letsel onder hulle is. En die voorkoms van die 4de een lyk soos is 'n gode seun. Maar die New King James het dit vir my so perfek raak gevat. Hy sê, look, I answer, I see 4 men walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. En kyk nou skryf die Hebreëus dit. Daar is nou die hele vers in Hebreëus, as ek vir my na die volgende een toe gaan, hieronder, bar. Daai lamet waarmee hy die woordjie begin, so iets wat hulle nie doen is woorde soos die, of vir, of aan, of sulke, ek vergeet my nie, lidwoorde. Hulle het nie sulke goed nie. Hulle koppel 'n letter voor aan 'n woord of agter aan 'n woord om dit te impliseer. So die lamet wat voor daai labar aan is, beteken die seun. Maar bar beteken seun. En hier spesifiek verwys hy na die 4de een wat saam met hulle die vuur was. Dit is nie amazing. Gaan vir my na die volgende voorbeeld toe. Daniël 7 vers 13. Hierso is Daniël besig om 'n gesig te sien en hy sien Jesus hoe hy kom en dan sê hy, ek het gesien in die naggesigte en kyk in die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens en hy het gekom tot by die oue vandaan, hulle het hom nader gebring voor hom. New King James weer eens het hom vir my so presies reg vertaal. I was watching in the night visions and behold one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days and they brought him near before him. Kyk na die Hebreëus, daar is die hele Hebreëse sin en daar staan hy bar. Daar kan jy sien sê hy kebar wat beteken een soos, maar bar die seun en hy verwys spesifiek na die seun van die mens. Iets wat ek net hier vir jou wil bysê, hoekom het ek hierdie gebruik? Want die Hebreëse woord vir seun is eintlik ben, byt en nos. Het jy nou, ek dink die bekendste een is seker nie die beste voorbeeld om te gebruik, maar die bekendste een is seker Ben Laden, onthou jy wel hom van jare terug, seun van Laden. Ben, dis kom baie van die Hebreëse name vandag nog, is Ben something, hy is seun en dan sit sy pa se naam. Ben Amit, Ben wat ook al, dis eintlik hulle woord Ben, maar die Aramees is bar. En Daniël gebruik 2 keer daai spesifieke woord om te verwys na die seun, die seun van die mens, wat Jesus is. As jy vir my nou die volgende een toe kan gaan. So, kom ons kyk net weer na Genesis 1 vers 7. Hy begin met bar. Seun. Hy begin met die seun van God. Die woord begin. Hoekom begin hy nie met alef nie? Want vir God is sy seun belangriker as hy self. Gaan vir my na die volgende een toe. So die volgende letter wat ons het is alef. As ek sê, ek sal volgende Sondag vir julle mooi wys, hoe alef is beeld net God uit. Vir vandag wil ek net vra, vertrou my net, dit is God se letter in die Hebreëse alfabet. So hy begin met bar, dan sê hy alef, as jy na die volgende slide toe gaan, so wat staan daar? Seun van God. Hy begin met die seun van God. En die seun van God was in die begin. En dan die tweede woord is weer bara. Seun van God. Lees daai twee nou saam. Die seun van God was aan die begin en die seun van God het geskep en die derde woord is Elohim. Nee, ekskuus, ek het hom nie gehighlight nie. Die derde woord is Elohim, wat beteken God. In die begin was die seun van God en hy en God het geskep saam met God. Is dit nie wat Johannes 1 vir ons sê nie? In die begin was die woord en die woord was by God en die woord
was God. Hy was in die begin by God. Het ons dit nou 2 keer gesien. Para, parashit, para. In die begin het God die woord geskep en die woord saam met God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. Hoe het alle dinge ontstaan? Gaan dit vir my weer aan die volgende een doen. Bara was in die begin. Bara het geskep. En dit was God. Dit is soveel anders as wat ander boeke begin. Hierdie inleiding is vol. Net so van interessantheid, daai Elohim eindig met 'n mem, en dit is Elohim, as hy met 'n en eindig, ek moes julle eintlik net gewys het in Daniel te gepraat van Elohim, dan praat hy van 'n enkelvoudige God. Hierdie Elohim, met die en, met die mem aan die einde, is 'n teken vir meervoud. As jy weer gaan kyk, en dis hoekom hulle Genesis 1 vers 26, waar hy sê, laat ons mense maak, sal het Elohim meervoud. En almal hier vanaf vorentoe in Genesis sê, en God het gesê, laat daar lig wees, en God het gesê, is almal in die meervoud van die drie-enige God. Jy moet iets hier raak sien, hierdie woord se vertaal, maar hy is die middelste woord. Ons het 7 woorde hier, 3 aan die regterkant, 3 aan die linkerkant, 1 in die middel. Waar kry ons die tekens van dit, as jy na die volgende een toe kan gaan. Hierdie prentjie, dis 'n screenshot van Bible App, jy is welkom om so te gaan, as jy wil gaan krap in die Hebreëus, in oorspronklike Hebreëus en vertalings en wat ook al, dis waar ek baie van my Hebreëse studiewerk doen, is op bibleapp.com. Hierdie is 'n screenshots, ek het niks hiervan verander nie, dis presies so hulle omgee, en is 'n baie erkende website. Maar die volgende een doen, die middelste woord is et. Kyk, bo is nommer 853, dis sy, en ek vergeet altyd daai naam. Wat is daai lexikon? Strongs. Dis sy Strongs nommer 853. Hou dit in 'n gedagte. So dis 3 woorde aan die regterkant, 3 woorde aan die linkerkant. Et staan in die middel. Daar sien jy ook is 'n streep, jy staan. Af met die volgende slide doen. So daar's, ek net so wys, nommer 853, dis Strongs se nommer vol. Af met die volgende slide toe. Kyk net daar, wat het not typically translated, en dan sê hy onder untranslatable. Die middelste woord van die eerste vers is untranslatable. Maar hier sien jy kyk, gaan dit volgende een doen. Daai woord, nommer 853, kom 11.050 keer in die ou vertalingswoord. 11.000 keer 'n woord untranslated. Okay. Het lyk vir my, hier het 'n slide weggeraak, wat ek vir julle wou gewys het, is, maar prentjie nou maar net saam met my. Die menorah, dankie mense. Jy lees my so goed. Die menorah wat in die tabernakel gestaan het eers, en later het in die tempel gestaan. Well, okay, ek het net my volgorde te mekaar, dankie. Ag, jy's awesome. So dis 'n voorbeeld van hom. Net soos die ark is hy weg. En hulle kan maar soek en soek, hulle gaan hom kry nie. Want dit was 'n tipe. Die regte ding het gekom. Jy gaan nooit die ark kry nie, want dit was 'n tipe. Dit was 'n voorstelling. Job 3 vers 6, die ark is in die hemel. Ek dink saam met die menorah. Want God sê vir Moses, gaan maak hierdie goed soos die beeld wat ek jou gewys het. Ek dink Moses het hierdie goed gesien in die hemel. God het vir hom 'n prentjie gewys daarvan, hoe lyk dit, gaan maak dit. So, hier is die menorah, toe jy vir die, nou, slip die woord nou. En vir die voorstellings van hoe die menorah moes gemaak word, dus hy moes gevorm word uit 1 stuk goud. Hulle mag nie, jy kon nie hierdie goed aan die kante agterna net daar inslaan of insmelt of dit was 1 stuk goud waaruit hulle hierdie ding geslaan het en hom gevorm het. En daar 7 kelkies. Die een in die middel, Jesus. Ons, ek is die wynstok,
julle is hier aan. As julle in my bly. Hierdie die lampies bo het hulle olie ingegooi en daai ding hy mag mooi dood gegaan het. So dit was een van die priesters. Hy het nie in die allerheiligste gestaan nie, hy het in die heiligste gestaan waar die hoëpriester en van sy gesande mag daar ingegaan het en hulle moes sorg dat hierdie olie nie vol word. En hy is die lig van die wêreld. En uit sy lig uit sal ons uitbrand en uit die olie van die Heilige Gees sal ons lig brand. 7. Hy is nie mil. Eerste vers 1, Genesis 1 vers 1, 7 woorde. Die dae is die wêreld is in 7 dae geskep. Jesus is in nie mil. Ek wil jou so hier is die Hebreëse alfabet. Dis nou die hele alfabet van regs na links. Hy begin met Alef en hy eindig met Taf. Volgende een, nou het ek net vir ons, dat ons mooi sien, Alef, Taf. Denk gewoon so brief lakoen. Alef, Taf. Begin jy iets sien, gaan na die volgende een toe. Openbaring 1, vers 8, ek is die Alfa en die Omega. Wat is hierdie letters in die Grieks? Die eerste en die laaste letters in die Griekse alfabet. Weer, Jacques 3 vers 6, ek is met my hart oortuig, God het met Johannes in Hebreëus gepraat. Kan dit nie vir jou bewys nie, en ek gaan nie sê dit is doktrine nie, maar ek is met my hart oortuig, hy het met hom in Hebreëus of Aramees ten minste gepraat. En dan het hy vir hom gesê, ek is die alles, ek is die begin en die einde. Hy moes dit in Grieks gaan skryf. En wat is die Grieks? Alfa en die Omega. Gaan vir my dan. En is dieselfde Johannes, wat Johannes 1 vers 1 geskryf. Ek was aan die begin. My woord was aan die begin. Die Alfa en die Omega, die Alef en die Taf, was aan die begin. Julle die mil. En ek kom 11.050 keer voor in die Ou Testament. Julle noem my nie by die naam Jesus nie, maar ek is dwars deur die Ou Testament. Jy kan my nie vertaal, maar ek is daar. Selfs in die boek Ester, waar die naam God nie voorkom nie, is Alef Taf ons. 11.000. Ek is die Alef. Ek wil net vir julle hiermee klaar maak, wat nou nog mooi is, om daar elke letter te prentjie. So die Alef se prentjie is die kop van 'n bul, wat dan beteken ook, hy is 'n bul, hy is kragtig, hy is 'n leier, as hy na die volgende een toe gaan. Hier is die wow. Hierdie wow my nog tot vandag toe. Wat dink jy is die teken vir die Taf? Ek gee 3 raai, die eerste 3 tel. Check hom uit. Wat? Is dit nie mooi nie? Ek is kragtig, ek is jou leier, ek sal voorgaan, maar ek gaan voor in verbond. In die heel eerste vers van die woord sê hy, ek sal vir jou wys hoe lyk leierskap, en leierskap lyk so. Ek sal vir jou kruis toe gaan. Leierskap lyk so, ek sal vir jou verbond met my bloed gaan teken. Ek het vers 1 gesê. Ek sal verbonds God, Pershief, Ra, Elohim, Et Hashamayim, vir Et Amoris. En die woord was by God, en die woord was God. En kyk, wat is hierdie middelste vers? Hy was in die begin by God. Die middelste woord is 'n verbondsgod. Ek sal lei, maar ek sal doen deur my bloed. Ek sal doen deur my teken. Jy sal my ken. Dis 'n God van verbond. Alle dinge wat deel in ons staan, en sonder hom, nie een wat ons staan, wat ons staan het, want hy's reg deur die Ou Testament, sien ons hom weggesteek.
in die Nuwe Testament vir homself ken. Leepie of vertrou ons. Hy was wie wat gaan op daar is vandag nog daar is alles wat opbreek. Sal jou nagmaal dan in bevat. Ek wil jou vra om jou dit kom nou by my op. Wat's my al twee haal jou broodjie uit, maak jou kry die sak loop. En weer eens, ek gaan nou nie hierdie dis nie evangelie nie, dis nie dokter nie, dis met iets wat ek voel om te doen. En jy speel net dit aan. Ek dink hier as ek saam met Paulus ons vandag sê alles dat. Hy is in die begin en hy is in die einde. Hy lei ons deur sy liggaam, sy bloed is vir ons twee kant van verbond. Ek gaan vir ons dit en dan nie in my naam gebruik soos wat doen. Here, dankie dat U 'n God van verbond is. Dankie dat U 'n God van detail is. Dankie dat U vandag vir ons iets van detail van U in U woord vir ons bewys het. Here, ek bid dat U deur die Gees vir die mense sal help om te sien en ons is nie besig hier om vir hulle te sê hierdie is die enigste manier hoe jy daarna kan kyk en enige ander manier is verkeerd. Nee. Is net iets van hoe mooi hy is. Hoe intentioneel hy is en hoe niks. As vers 1 nie toevallig was. As vers 1 met soveel intentionaliteit gedoen en geskryf is. Hoeveel te meer die res van die woord. Hoeveel te meer dit wat U vir ons in die kruis het gedoen. Intentioneel. En ek was nog altyd in die gedagtes gewees. Dankie vir U liggaam. Dankie vir U bloed. Ek ben aan U vandag in ons bereik. Dankie vir U gebruik. En Jesus naam. Dankie vir U woord, Here. Gaan vir U woord net meer en meer spesiaal word vir ons.